ons die vorige keer oor Romeine gesels het ons gehoor dat die sonde in die bestaan van die mens ingekom het, maar dat die verlossing en vryspraak deur een mens, Jesus Christus, moontlik geword het. Romeine 6 wys vir ons watter verskil dit vir ons as gelowiges maak. En in vers 3 tot 5 lees ons: "Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding." Paulus gebruik hierdie doop as die simbool vir die verskil wat Jesus vir die lewe van gelowiges kom maak het. En hy sê dat as 'n mens gedoop is, jy eintlik saam met Jesus in die graf in is en saam met hom gesterf het en ook saam met hom opgestaan het uit die dood. Nou die dooppraktyke van destyds was dat gelowiges in die riviere totaal onder die water onderdompel is. Dit is dan vir Paulus die simbool dat net soos iemand onder die water ingegaan het, so is 'n gelowige saam met Jesus die graf en die dood in. Maar net soos die gelowige ook uit die water gekom het, soms selfs aan die ander kant van die rivier, net so het die gelowige ook saam met Jesus uit die graf uitgegaan en lewe ons saam met hom. Ons het saam met Jesus gesterf en ons het saam met hom opgestaan. En die doop is die bewys en die simbool daarvan. Dit beteken dat die sondige mens met ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan kon beëindig word. Ons is nie langer slawe van die sonde nie. Dit is verby. Ons is vry mense wat keuses kan maak wat in ooreenstemming is met God se wil, want ons is vrygemaak deur dit wat Jesus gedoen het. Die vraag is of ek en jy besef wat dit vir ons beteken. Dis 'n baie ingrypende boodskap. Ons is reeds 'n oorwinnaar saam met Jesus. Ons is nie meer verplig om aan dit wat aan ons sondige natuur gebeur, gehoorsaam te wees nie. Ons kan kies om as 'n gelowige mens anders te leef. Ons het reeds gesterf. Ons het reeds opgestaan. Ons is reeds verlos. En daarom moet ons dit nou leef. En in ons lewe lyk dit soms asof ons nog nie dood is vir die sonde nie. Ons leef nie altyd vir God nie. Hierdie gedeelte in Romeine wil ons motiveer om so te lewe, dat die vryheid wat hy vir ons moontlik gemaak het, ook vir ander mense om ons sal sigbaar wees. Ons gesels volgende keer verder.